Goeiemôre almal, Woensdagoggend, vandag is dit die 22ste Julie, jaar 2026, 'n lieflike dag deur almal geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vanoggend wil ek so 'n bietjie vir julle sê, koop die tyd uit. Ons moet elke geleentheid met albei hande aangryp om die regte dinge te doen. Nou, as ons Efesiërs 5 gaan lees, dan gaan ons nou sien hoekom dit so belangrik is om die tyd uit te koop, want die tyd het boos geword. Mense, as ons nou maar net rondom ons kyk, alles wat aangaan in die wêreld, praat nie net hier van Suid-Afrika nie, kom ons kyk globally, die hele wêreld. Die een gun nie die ander een die son oor hom skyn nie. As ons nou weer kyk hoe die oorlog nou weer daar uitgebreek in die Midde-Ooste, dan weet ons dat die wêreld het boos geword en ons moet gereed maak. Soos die koms van die Here hier is, dan is ons gereed. So kom ons lees net so 'n bietjie hier in Efesiërs 5, ek gaan die hele Efesiërs 5 lees. Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het, met ons en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God tot 'n lieflike geur. Maar hoerery en allerlei onreinheid en hebsug moet onder julle selfs nie eens genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook nie gemeenheid of dwaase lamme praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Want dit moet julle weet, dat geen hoereerder of onreine of gierigaard wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydelle woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid. Wees dan nie hulle deelgenote nie. Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. En beproef wat die Here welbehaaglik is, en hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik selfs om te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word openbaar, want alles wat openbaar word, is lig. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Pas dan op, dat julle nou gesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstandig, want dit is die wil van die Here. Moenie dronk word van wyn nie, want daarom is losbandigheid, maar word deur die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere, en sing en psalms sing in julle harte, tot eer van die Here, terwyl julle God, die Vader, altyd vir alles dank, in die naam van die Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is, in die vrees van God. Halleluja. Kom ons bid saam en ons vra vir die Here, dat hy ons net sal lei, en ons sal help. Kyk nou byvoorbeeld as jy R100 het, jy gaan nie R100 sommer net mors op onbenullig goed. Net so jou tyd, jy kan nie jou tyd net mors op onbenullige goed nie. Die hele tyd sit op social media, as jy daar vir ure aan een. Gaan eerder en spandeer tyd saam met die Here, word gevul deur die Gees van God, sodat jy vrugbaar kan wees in sy koninkryk. Maar kom ons bid en ons vra die Here om ons te help daarin. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons vanoggend na U toe kan kom en vra, Abba, Here, wees ons asseblief as mens genadig. Leer ons om die tyd uit te koop, Here, omdat die dae so boos geword het. Here, sodat ons in U net meer en meer gevul kan word deur die Heilige Gees. Here, sodat ons, wanneer U kom, op die wolk om die kinders weg te voer, Here, dat ons dan gereedheid sal staan en net opvaar en weet dat ons is veilig by U. Here, baie dankie dat tyd so kosbaar is en dat U ons leer hoe om dit reg te beman en reg te hanteer. Dankie Here dat ons nie sommer net ons tyd sal mors op onbenullighede nie. Maar Here, help ons in hierdie saak en dis my gebed in Jesus naam. Seën ieder en elkeen in hierdie dag. Dankie Here. Amen en amen.